to share with you the Word of God, what Jesus said in Matthew 5:14. Nou, ek wil net terwyl en wag vir hom, wil ek net vir julle sê, die ou pastore van daardie tyd, lank terug. Nou, onthou ons die ou, hy sê het ons die main switch op die stoep gehad. En dan loop die pastoor so gou deur die gemeente, en dan kyk hy voor sy preekbeurt en so, en sê, okay, ek is nou terug. Dan gaan kyk hy, dan gaan staan hy op die stoep en sit hy die main switch af. As die ouens uitkom en sê, hoekom is julle nie in die kerk nie? nou wat gaan nou gebeur? Nou wat gaan gebeur nou? Kom ons begin hierso. My preek vanmôre is, be the light of the world. Wees jy die lig van die wêreld. Dis so maklik om te hoor wat Jesus gesê het, maar om dit te doen, verstaan? Nou kom ons kyk gou 'n bietjie. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander, en dit skyn vir almal in die huis. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemele verheerlik. Now I just want to speak with a family today. It's a family day. And I want to speak with a family today. Are you the light in your family? Are you doing what is right? Can they call you and say, will you please pray for me? Be the light of the world. No, ek baie keer dan dink ek aan, dis so lekker as 'n familie, daar's 'n spreekwoord wat sê, the family that prays together stays together. En jy hoor baie min van mense wat meer die Bybel oopmaak, vanoggend of in die aand godsdiens. Dis net asof die tyd, as jy hoor, dan praat mense van tyd. En ek wil vanmôre vir jou sê, kom ons maak gou 'n bietjie tyd, en dan luister ons vanmôre, wat sê die woord? Hy sê, julle is vir die lig van die wêreld. Nou, ek wil 'n bietjie praat met die pappas vanmôre. In jou gesinnetjie, laat jy die lig skyn. Of mamma, laat jy die lig skyn in jou gesinnetjie. Wat verander dit in 'n mens se lewe, in die kinders se lewe? Nou, ek het 'n klein dogter, hulle is nou daar by my op die oomblik. Nou, sy het ewe skielik nou besluit, sy gaan nou net Engels praat. So, sy wil nou glad nie meer Afrikaans praat nie. Nou, ek wil vanmôre vir jou sê, so ons kan hierdie skrifgedeelte ook in Engels lees. Hy sê, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do men light a lamp and put it under a peg measure, but on the lampstand, and it gives light to all the house in the house. Let your light shine before men, that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble, and good deeds, and recognize and honor and praise and glorify your Father who art in heaven. Dis lekker. Ek hou daarvan, dis hoekom ek hierdie vertaling opgesit het, want dit is so mooi, skryf hom vir my so mooi uiteen. So moet jy jou lig laat skyn. Nou, ek weet, ons almal maak foute, en baie keer dan kyk ek so na my foute en sê, ja, jy sou moet verbeter. Maar weet jy wat? Die liefde bedek alles. Glo alles. En dit is so wonderlik om te weet, dat ons in 'n familie mekaar kan lief hê. Nou, daar's 'n paar dinge wat ek vir u wil noem. Die families is onder geweldige druk, weens al die afleibare items wat beskikbaar is in media, en gemors wat in die strate en op skoolgronde te vind is. Nou, jy kan nie heeldag by jou kinders wees nie. Dis onmoontlik. As jy vanmôre jy en jou vrou uit die huis uit gaan en julle gaan werk toe, dan is daai geleentheid, moet jy daar maar jou kinders vertrou. En hulle kom onder allerhande druk. Maar weet jy, ek het stil gestaan by hierdie een. En ek het gesê, Here, hoe is dit moontlik dat 'n huisgesin wat die Here dien, se kinders raak verstrik in hierdie dinge?
Ek het so 'n bietjie met die Here gepraat daaroor. En die Here praat met my hier so oor. Omdat hulle nie tyd maak vir hulle familie nie. Want die druk van die lewe is ook aan die ouers se kant. Daar moet geld ingebring word, die waterligte moet betaal word, en al hierdie goed. En al hierdie druk, laat nie toe dat ons by mekaar uitkom nie. Ons is in dieselfde, we are in the same house, but we live in separate unions. We can't take it. Dis hoekom party mense, iemand kom eendag na my toe lank terug, hy sê, julle kerk gee nie om vir my dogter nie. Ek sê, hoekom sê jy so? Nee, sy is onder drugs. Ek sê, my papa, wat het jy gedoen? Wat doen jy? Die kerk is nie daar in jou huis wanneer jy onraad vermoed, om saam te bid nie. Jy moet jou lig laat skyn. Ja, maar ek is 'n hardwerkende man. Ek sê, en dit is die probleem. Dat mense verloor die wat hulle die liefste het, as gevolg van die druk van die lewe, omdat hulle ook nie omgee nie. Los my, ek is moeg. Ek het nie nou tyd vir dit nie. En so gaan die een dag na die ander verby. And we live in a world, it is absolute bad to live in, because you can't live without love. If you got your own house, you have to learn to love. You have to seek the Lord. Now, a father that is not pray, he must come back to church, because he must pray. You are the priest of your house. You have to stand up before the Lord at night time when everybody is sleeping and the cell phones are away. Then you have to stand up, Lord, my wife, my children. Lord, I need you in my house in the circumstances. You know, een aand, een nacht, terwyl ek so, jare terug, terwyl ek so bid, in die nag, en ek is so voor die Here, kry ek 'n geweldige druk op my. Die las is so swaar op my. Ek sê, Here, ek sukkel om hierdie las te dra. Ek kan amper nie bid nie. En ek sê, Here, help my. Ek weet nie wat dit is nie. Maar ek sê, ek weet dat U in die hemel is en U hoor my. So 2 ure geword, ewe skielik is die las weg. En ek het volgende dag werk toe en my seun kom na my vrou toe. Hy sê vir haar, Mami, iets het verlede nag my gebeur. Ek was so in 'n ding vas en ewe skielik sien ek dit raak weg. Want weet jy wat? Papi het ingetree. Mamma, jy moet intree. Want ons gebed is nie net beperk tot wat ons hier bid nie. Eintlik, die Bybel sê dit mooi. Jesus sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en praat met jou Vader wat in die verborgene is. En 'n Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ek weet nie wat in my kinders se harte aangaan nie, maar ek het dag en nag vir hulle gebid. En vandag sê ek, dankie Here, nie een van hulle is in die wêreld nie, hulle dien almal die Here. Was my nou die dag, in hierdie week ook 'n voorreg. Ek kry 'n oproep van my seun, en hy sê, hoorie papa, ek wil gou 'n bietjie saam met jou vandag bietjie gaan koffie drink. Ek sê, weet jy, dit is vir my so wonderlike voorreg. Ek maak tyd, ek kanselleer 'n afspraak wat hulle het. Ek sê, luister, jy my verskoon, maar ek het 'n ander afspraak wat dringender is. En ek spandeer tyd met my seun. En dit is, ons moet 'n bietjie meer tyd spandeer met ons kinders, want dit is ons eerste gemeente om ons lig te laat skyn. Maklik, jy weet, mense het altyd gesê, hy's 'n kerkengel en hy is duiwel. Vrou, en ek dink julle het seker al gehoor, sit by die begrafnis vir haar man, en die kerk praat so mooi van die man, en jong, het is stam sy aan as hy en sê, hoor jy, ons is by die verkeerde begrafnis, laat ons maar liewe loop. Ek wil vir julle sê, let your deeds talk. Wat doen jy om die verandering te sien? Nou, luister mooi, om te begin daarmee, leer jou kinders om die woord te ken. Leer hulle. Ek het gisteraan daai 2 klein kinders, toe kom sit hulle daar by oupa, en ek begin hulle te vat, en ek sê vir hulle, weet jy waarvoor is hierdie tydperk? Nou, hulle het verskillende antwoorde. Ek sê,
Dit is omdat Jesus in die wêreld ingekom het, om vir 'n verlore sondaar te sterf, sodat ons gered kan word. En ek wil vir jou sê, leer hulle die woord ken. Nou, Romans 8:37. Yet admit all these things, we are more than conquerors and gain surpassing victory through him who loved us. Afrikaans sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. En as jy in die liefde van die Here wandel, sal dit nie vir jou moeite wees om jou lig te laat skyn by die huis nie, in alles. Nou die tweede punt wil ek maak, vertroue. Hoekom is daar so baie omstandighede, en kinders gaan in die wêreld in, maar mamma en pappa dien die Here? Is omdat die kinders die ma en pa nie kan vertrou met hulle intieme dinge, met hulle dinge wat vir hulle pla nie. Maar ek sien dit baie keer by my gesit en sê, vertel jy vir my goed, dan sê ek nee, die Bybel sê so. Die Bybel sê so. En weet jy wat vir my lekker was toe, hy was al lank al getroud, toe kom ek eendag, hy wil met my praat. Tog nou, wat het ek nou gefouteer? Hy sê, papi, baie dankie vir die leiding en die woord wat jy my gegee het. En hy volg dit elke dag. Maar weet jy hoekom? My dogters, my ma het altyd sê, my dogters is getroud, een was 32, toe sy is getroud, die ander een 27, my ma het altyd gesê, hulle kry nie 'n man soos hulle pa nie. Dis hoekom hulle net so vroeg trou nie. Ek sê, dan by vrou definitief nie al my foute vertel nie. Maar ek wil vir julle sê vandag, stel jy die voorbeeld, laat jou lig stel, ding is. Nou die derde, daai vertroue, skep 'n kultuur van vertroue in jou gesin. Jy kan mekaar vertrou. Dis afsnaaks, my skoonseun praat gister met my oor dinge wat nou daar by die huis aangaan en al goed. En ek kan hom net antwoord volgens die woord. Want jy sien, ek is nie daar en ek sê vir my vrou, jy bly uit hulle dinge uit. Dis nou 'n bietjie 'n moeilike tyd, want jy weet, pastoor praat baie daaroor. Die vrou raak nou 'n bietjie maar ek gaan nou nie, maar in elk geval. En dan is dit moeilik, maar ek wil vandag vir julle sê, dat jou hulle vertroue wees. Dat hulle na jou toe kom met vrymoedigheid om te weet, in hierdie plek word nie uitgepraat nie. Wat ek vir pappa of vir mamma sê, vat ons in gebed. Baie keer dan sê ek vir hulle, hoorie, kom ons bid 'n bietjie oor hierdie saak. En dit is so lekker. Nou ek kan baie vertel oor ons huisgesin. Ons het Saterdagoggende, toe die kinders nog in die huis was, dan het ons 'n kantoor gehad. En ons het gesê, hierdie is nou op ons bed, dan kom al die kinders nou, en dan bring hulle pappies, almal hulle pappies, en nou gaan ons eet. Dan sê hulle, wat gaan ons doen vandag? So 'n kooi kantoor. En elke een, dan sê ons, okay, kom, die seun gaan vir my help daarmee, die dogters gaan maar help daarmee, en daarna gaan ons saam roomys koop en so. Wanneer laas het jy 'n bietjie so iets gehad? Bietjie met jou kinders, dat hulle sien, dit is lekker om 'n mamma en pappa te hê. Mamma en pappa, dis altyd, moet altyd daar wees, met vertroue om te bid. Nou, kom ons lees 'n bietjie Psalm 20, vers 5. Die raad in 'n mans, in die hart van 'n man mag diep waters wees. 'n Man van verstand sal dit tog uitskep. Met ander woorde, daar kan baie donker dinge, baie kere kyk jy na mense so en sê, joho, something is wrong else. Maar as jy so 'n bietjie voor die troon van genade kom, dan wys die Here vir jou. Sê die Here vir jou, dit is die omstandighede. En ek wil vir jou sê, dan kom jy in liefde. Ek het vanmôre ook iemand gebel in liefde en sê, nee pastoor, ons kan nou nie vanmôre by die kerk wees nie, ons het nou 'n bietjie maagaandoenings en wa. Okay. Ek sê nie is reg, ek hoor wat jy sê, maar een ding, dan moet vertroue wees, wat hy skep in die persoon met wie hy praat. Nou, die Bybel sê daar, Proverbs 25 in die Engels, have a culture of trust in the family. You can trust each one of the family. Dis my woorde vanmôre, en ek wil vir jou sê,
Hy sê, the counsel in the heart of the man is like water in deep well. But a man of understanding draws it down. Nou, hoe verstaan jy dit? Al hoe jy dit verstaan, jy kan nie alles weet nie, is wat jy laag op jou knieë sak. Sê, Here, ek gaan 'n lig vir hierdie huis wees. Ek tree in vir hulle. Nou, dan die ander punt wat ek wil maak is, leef in vrede met mekaar. Weet jy, dit is my so hartseer. Ek het al gehoor, 'n pa sê vir my, dan praat ek met hom en sê, hoorie so man, my kinders doen hulle ding op hulle manier en ek doen my ding op my manier. Dan sê ek, maar hoorie, kom jy 'n bietjie by mekaar nie? Nee, ons het niks vir mekaar te sê nie. Dis sê ek, hoorie so, daar gaan 'n dag kom wanneer jy voor die regterstoel van God gaan staan. Want ek wil vir julle iets sê, die gesinnetjie wat jy het die Here vir jou gegee. Pas dit op soos goud. Kyk, ek laat nie kwaad praat van my kinders nie, en ek luister na die saak, en as ek sê, is dit so, en dan praat hulle die waarheid, want hulle lieg nie vir my nie. En dan sal ek die nodige stappe doen. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, daardie vertroue, om met alles na pa en ma toe te gaan. Nou ja, as die kinders getroud is, daar geheime tussen die man en vrou en so, en wat jy nie nodig het om te weet wat daar aangaan nie, dit het niks met jou te doen nie. Maar die uiterlike sake waarmee ons kom, dan iets wat mense nou vreeslik in hierdie tyd nalaat. Nou, ek kyk vanmôre so en ek wil iets sê vanmôre. Ek moet dit sê, dit is maar, die Here het hierdie humor in my gesit. Maar die kerk lyk vanmôre soos 'n halfgeëte mielie. Is net hier en daar nog gepit oor. Ek wil geen jy moet so 'n bietjie rond kyk en sê, hoorie, ek gaan julle soek. En donderdag is dit Kersfees. Dan wil ek graag hê hierdie kerk met volgepak wees. En dit gaan so lekker wees. Nou ja, Hebreërs 10 vers 25. Hy sê mooi, hy sê, not forsaken or neglected to assemble together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, urging, and encouraging one another. One another in all the more faithfully as you see the day approaching. Met ander woorde, pastoor het dit vanmôre genoem. Daar kom 'n dag en ons wese seker is op hande dat Jesus gaan kom. Is jy gereed? Ek dink vat so 'n bietjie die ou landjie en sê, is jy gereed as Jesus vandag kom? Want eerste, kyk na jou hart. Kyk na wat die Here vir jou gee. Is jy die lig in 'n donker wêreld? Soos Jesus kom. Hy sê, die woord sê op 'n ander plek, hy sê, en wanneer ek kom, sal daar geloof op die aarde wees. En ek en jy met daai geloof opster. Ek en julle sê, hou aan. Maak nie saak wat gebeur nie. Jesus kom. Hy kom so seker. Nou ja, pastoor Jan het nou gistermôre huis toe en so het hulle een na die ander gegaan. Maar ek en jy, ons weet nie of ons nog daar gaan wees nie, maar verseker gaan Jesus kom. Die tye wat ons in lewe, laat julle lig so skyn. En hy sê, jy met die lig van die wêreld nie. You must be the light of the world. Nobody else. Dit is so maklik om dit te lees in die Bybel. En ek het baie bepeins hieroor. Om die lig in die wêreld te wees, is nie so maklik nie. Maar is so heerlik, as mense jou kan bel en sê, bid saam met my. Want hulle het 'n vertroue geskep in jou en my. En ek wil vanmôre vir julle sê, as jy nog nie op daai plek gekom het, laat jy die lig in jou huis gesin is nie.
Ek kry baie oproepe van my familie, hoor die bid saam met my. Ek was op 'n begrafenis van my een tannie gewees en toe kom haar twee seuns na my toe, hulle is al twee in die wêreld en hulle skeer gek. Nou, die familie is nogal redelijk groot en die ander tannie wat nou kom, sy sê vir my, praat bietjie met daai twee, kry hulle siele reg, want my pa en my oom was 'n pastoor gewees. En ek praat met hulle en die goed wat hulle vir jou sê, dan sê jy, maar dit maak nie saak nie. Wanneer laas was jy in die teenwoordigheid van die Here? So ek en jy moet daar staan, waar ander nie wil staan nie. Ons moet daar staan, wanneer ander nie daar kan staan nie. En vanmôre sê ek, Here, help U my om 'n lig in hierdie donker wêreld te wees. Help U my, waar ek tekort gekom het, help U my dat ek sal instaan en sê, Here, help my. Kom al my tekortkominge te help. Was my met U kosbare bloed. Seën my, Here. Ag, dit is so maklik om te bid. Here, seën my met geld. Seën die. Maar wees jy vir ander 'n seën. Laat julle lig so skyn dat die wêreld Christus in julle kan sien en julle hemelse Vader verteenwoordig. Die Here seën u. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanmôre kom ek na u toe en ek het u woord gebring soos u dit vir my gegee het. En ek bid, Here, dat hierdie woord sal ingang vind en krag sal vind in vandag se families, in hierdie tyd wat ons soveel omstandighede het, dat die gesinne by mekaar sal kom en weer sal kom voor die troon van genade. Sê, Here, ons het gefouteer, ons begin weer oor. Help ons, Here, want u vergewe vermenigvuldiglik en u was met u kosbare bloed. Seën hierdie kerk vanmôre, Here, dat hierdie tyd vir hulle 'n tyd sal wees van introspeksie en van tentoonstelling wie Christus in ons is. En ons dank U daarvoor. Amen.